wees vanaand. Is 'n voorreg om saam met my boeties en my sissies in Christus te wees. En al die Jesus, ons kan van voor af begin en bid en sê, wat sê die woord rondom dit alles? En dan klink dit amper of ons die kerk onsself herhaal. Maar Here, wat is ons onder die woord? Dawid skryf en sê, met my God loop ek 'n bendestoel. Met die Here my God spring ek oor muur en sonder hom onmoontlik kan dit nie gebeur nie. Punt, einde. En ons dankie dat ons U teenwoordigheid kan hê wanneer die broeders saamkom en wanneer hulle saamkom in eenheid. In eenheid. Want dit behaag U. En dan is U in ons bidde. Vader, ek bid U dat U net Uself sal verheerlik. Is ons gebed en ons dankie vir die teenwoordigheid. Ons dankie vir die voorreg om U woord te sit en te luister. Wat het U vanaand vir ons berei? Verheerlik aan Uself is ons gebed en ons dankie. In Jesus naam. Amen. Herlewing. Herlewing. Die kerk, ons praat baie van herlewing. Ons praat baie van herlewing. En ons almal verstaan wat herlewing is en dis nie waaroor ek wil bedien nie. Ek wil nie bedien oor herlewing nie. Maar ek gaan punte daarin raak, want die laaste 2 weke wanneer ek bid ek oor een ding. En as ek in die rigting bid, dan bid ek en ek vind myself in die rigting van wat die Here besig is om my voor te berei. Vir dit wat hy graag met ons wil deel. Nou, dit mag dalk vanaand heeltemal iets anders te wees. Julle ken my nie, ons is daar van Kruisdorp af. Ek weet, ek dink dit is amper erger hierdie kant as daai kant, né? Maar op die einde van die dag is luister ons wat die Here sê. Wat ek lief is vir die woord van die Here is, onthou, Paulus skryf, hulle skryf iets baie moois, pastor. Nou, van die skrifte gaan ek nie altyd vir jou presies quoteer nie, maar dit staan in die woord. Paulus skryf vir my iets baie moois. Terwyl hy die brief in die gemeente skryf en hulle sê, ek is van Paulus, en ek is van Apollos, en ek is van Cephas, en ek is van die AGS, en ek is van die PPK, en ek is van die Leerling Christus, en ek is van Symfonie, en ek is in Abel se kerk, en ek bid elke dag saam met Rolien, en dit is lekker, ek moet dit sê. En ons het hierdie verskillende maniere. Luister baie mooi wat die woord van die Here sê. Luister baie mooi wat die woord van die Here sê. Omdat ek wil een ding, ek wil eers skiep en teruggaan na volgende punt toe. Daar's een wat vrymaak, en dis wat die kerk van God van vooraf moet leer. Daar's een wat vrymaak, en dit is Jesus Christus. En niks anders. Niemand anders. Die Bybel sê die volgende, die waarheid. Kyk waar kom die vryheid vandaan. Ons moet dit verstaan. En dis amper of in die kerk deesdae dit dieper moet intrap en baie duideliker moet stel dat ons dit kan verstaan. Want onthou, die Bybel leer die volgende, hy sê die waarheid sal ons ken. En die waarheid sal ons vrymaak. Daar's net een wat kan vrymaak en dis die waarheid, dis die woord van God. Dit is die Seun self wat vlees geword het en onder ons kom woon het. En as ons gaan kyk in die tyd waarin ons leef, en dit kom ook van Paulus en sy kant af, hoe die kerk absoluut verdeeld is, want elke ou het sy eie geloof. Pastor is snaaks. Jy weet, maak kom by na my toe sê, ek verstaan nie hierdie een ding nie. Ek verstaan, hoe kan die kerke op 'n sekere punt en 'n deel kom, wat ons verskil rondom die woord van God? Ek verstaan dit nie. Dis nie veronderstel so te wees nie. As ek gaan kyk na die 12 apostels, die 12 disippels saam met Jesus, en ek gaan kyk, hulle eenheid, en ek gaan kyk na die manier en die aard van hulle bediening, en ek sien die krag van God wat manifesteer het, dan sien ek een ding, en ek sien dis met die kerk tekort het, en dan verstaan ek dit. Dan verstaan ek dit opnuut, en dan soms dan verstaan ek hoekom die Here my 'n woord gegee het, so wat hy my gegee het vanaand. En glo my, ek weet nie hoe hy gaan uitkom nie, so bakkel op. Is 'n tweesnydende swaard, en hy sny albei kante toe. Dan verstaan ek hoekom die kerk sit waar hy sit, en weet, kom ons gaan kyk na Handelinge. Die kerk is heeltemal, die kerk is verdeel. Is nie net wat die Here my wys nie, is nie die woord van God my sê, wat ek met my oë sien en met my ore hoor. Wanneer ek met pastore sit en gesels, ek gaan nie name noem nie. En ek hoor pastor, hoe verdeeld is hierdie manne, en hoe veg die kerk oor en weer, en by elke diens wat jy kom, preek almal herlewing,
En almal preek, ons was in die teenwoordigheid van die Here gewees. Dan loop ek in daai selfe diens en dan sê ek, alright, ek hoor wat jy sê, maar in my binnekamer ontvang ek baie meer as wat ek gekry het daar. Ek is nie om die kerk te oordeel nie, ek is hier om met die kerk te deel wat die Here op my hart gelê het, wat die Here in alle erns onder die aandag van die kerk wil inbring, onder die aandag van die kind van God. Omdat die woord van God sê vir ons baie duidelik, hy sê, skeer jou hart voor die Here jou God en nie jou klere nie, sodat ek met jou kan wees soos jy sê, ek met jou is. Hoor ons wat die woord sê. Die Here is nie altyd met die kerk, soos wat ons sê, hy met die kerk is nie. Die Here is nie altyd met die kind van God, soos wat die kind van God sê, die Here met my is nie. Want as ek gaan kyk na Jeremia, hy sê, ek ken die gedagtes wat ek aangaande jou koester, gedagtes van 'n hoopvolle toekoms en nie onder nie, en ek praat nie van geld nie, hoor, skuif geld, goud, silwer, skuif die eke, want ek wil nie oor geld en silwer praat nie, ek wil praat oor die belangrikste ding, van so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy lewe gee, dat iemand gered mag word. Iemand moet gered word, en dis die krag van hierdie evangelie. Dis die krag, hierdie evangelie sê die Bybel, is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat dit glo. Vir elkeen is 'n krag van God tot redding. Dis nie 'n krag om handel te dryf nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan nie oor om geld en goud en silwer na te jag nie. Dit gaan om by die reddingspunt uit te kom en die kerk van God om uit te kom by die punt waar die reddingskrag van God lê en die kerk hardloop om verby, want ons dink ons is daar en ons het dit alles. En as ek gaan kyk na Handelinge, en ek sien in Handelinge toe die krag van die Here neergedaal het. Luister mooi, ek wil hê, moenie kyk na my, luister na die woord van God sê, want iemand gaan vry word vanaand, en iemand gaan die volheid van die Here in sy lewe kan geniet, en die Here gaan jou verander, en hy gaan jou omdraai, hy gaan jou nuwe gedagte gee, hy gaan jou met 'n nuwe visie uitstuur, en die kerk gaan terugkom op die punt waartoe God hom geroep het. Gaan dan heen en maak disippels van alle nasies, disippels, navolgers van hierdie evangelie. Leer om alles te onderhou wat ek jou beveel het. Die krag van God tot redding is om iemand te wen, 'n siel vir die Here te trek. Dis waaroor dit gaan. Dis waaroor dit gaan. En dis hoekom ek sê die kerk is verdeeld. Die kerk is verdeeld. In die boventrek, toe die krag neerdaal, ek wil hê jy moet jou aandag daarop fokus. En jy skep vir jouself 'n prentjie so moet. Maar kyk wat het in die boventrek gebeur, pastor. Toe die krag van God neerdaal. Ek wil vir jou eers verduidelik hoe het die manne bymekaar gekom, want van Lukas af. Toe sê die Here terwyl hy onder hulle was, toe sê hy, en dan gaan 'n tyd kom en dan wil ek hê julle moet vir my gaan wag in Jerusalem en julle bly daar totdat julle toegerus is met nuwe krag uit die hoogte. Gaan wag daar tot julle toegerus is met krag uit die hoogte. Jesus het voor hulle gesê, dit is vir julle voordelig dat ek sal heen gaan. Want dan sal ek die Vader bid en hy sal julle 'n ander trooster gee. Die soete Heilige Gees, die krag van God, die oorwinning, die oortuiging, homself sal ons ontvang. Handelinge kom hulle bymekaar in opdrag van die Here. Luister baie mooi wat die woord sê. In opdrag van die Here. Die Here het lankal reeds gesê, gaan wag. En hulle kom en hulle stap saam. 120 van hulle, as ek reg is, pastoor, 120 van hulle kom hulle saam in 'n boventrek. En hulle gaan wag op die Here, maar die Bybel sê die volgende. Hy sê en eendragtig. Luister baie mooi na die woord van God. Nie verdeeld nie, want Christus is nie verdeeld nie. Is nie Paulus nie, is nie Apollos nie, is nie Cephas nie, dis nie die AGS nie, is nie die PPK nie, is nie almal se bediening nie, dit is nie simfonie nie. Ek gee nie om wie jy is en wat jy dominasie is en wat jy jouself noem nie. En ek is nie om jou af te kraak nie. Christus is dit wat vir my en jou gesterf het. Christus. En as die kerk kan terugkom by die bron van krag, dan gaan gebeur wat in Handelinge gebeur het. Handelinge in eenheid en orde
wat die woord van God gesê het. Omdat hierdie woord het vlees geword en onder ons kom woon. Hierdie is die woord, dit is die Seun self. En die Bybel sê, hulle was eendragtig saam in die boventrek. Eendragtig, wat was die eendragtigheid? Jesus het gesê, die woord het gesê en hulle het gedoen. Toe die woord sê en hulle doen, toe daal die belofte, die krag van die Heilige Gees, die krag van verandering, die krag van vernuwing, die krag van herstel, die krag van genesing. Luister wat ek jou sê, alles is uit God, deur God en tot God. En sonder hom kan niks wees nie. En daarom het die Here sy ordes gegee. Prys die Here. Nou raak as ek praat van die ordes van God, gryp dit my hart vas. En ek het 'n passie en ek het 'n verlange na waar die kerk van God die woord van die Here gaan vat. En ons die woord van God in eenheid gaan toepas. Want wanneer ons toepas wat die Here sê, dan daal die krag neer. Dan kom daar 'n skinningkrag. Dan kom daar 'n verandering. Dan vind die wonderwerk plaas. En mense kom van buite om te hoor wat is besig om te gebeur. Is nie 'n pastoor nie. Is nie iemand wat dit wil afforceer nie. Dit is die ordes van die Here. Want die ordes van die Here bring die teenwoordigheid van God. En die teenwoordigheid van die Here bring die seën van God. En waar die seën is daar lewe. Is daar oorwinning. Daar is daar die lewe. Daarom kan iemand dit snap. Kan iemand dit snap? Die kerk is so verdeeld. En kom ek jou sê waar het begin. Jy weet, as ons gaan kyk nou Dawid. Mense, ek preek dit weer, nie met weer, want die Here sit op my hart. As ons gaan kyk na Dawid, gaan kyk 'n bietjie na Dawid. 'n man so na die hart van God. Ek gaan dit weer sê. 'n man so na die hart van God. Die ark beland in die stad van die Filistyne. Hy lê in die land van die vyand. Die ark was die teenwoordigheid van God. As die ark in die teenwoordigheid van die Israel was, het hulle gejuig en hulle het oorwinning gehad. Hy lê en hy beland by die Filistyne. En Dawid, pastor, sy hart is opreg. 'n man na God se hart, luister baie mooi. Ons kan manne en vroue wees na God se hart. Maar as ek en jy wanordelik gaan wandel, gaan onheil tref en nie die seën van God nie. Luister wat ek sê, ek gaan die skrif gee, om het vir jou te bewys vanavond, dat die kerk kan terugkom en sy vertroue plaas in die God van hemel en aarde, in sy woord, in sy ordes. In sy ordes, die Here het ordes gegee, nie mahala nie. Hy het gegee dat dit gevolg kan word, want in sy ordes openbaar die Here God homself, en nie buite dit nie. Nie buite dit nie. En Dawid, sy hart wat opreg gesê, ek gaan die ark van die Here haal. En hy vat 'n paar manne, en hy vat 'n paar stokke, en hier trek hulle oor, en hulle gaan haal die ark, kry die ark kom terug. En toe een van die manne soek, en hy probeer om die ark te gryp, toe tref onheil. En 'n engel van die Here tref hom en hy slaan dood neer. Dawid skrik om mors dood. Hy los die ark by Obed. En hy vlug, want hierdie kant van die Here het hy nog nooit gesien nie. Luister, die kant van die Here het die kerk nog nooit gesien. Maar as die kerk sy oë oopmaak, dan gaan die kerk van God sien, wat het ons eintlik, terwyl ons breek en sê, ons het die volheid van die Here, ons is so ver van die volheid van die Here af, as wat ons nie kan besef en dink nie. En ek praat nie, ek sê wat die woord van God sê. En Dawid raak stil, en die Here begin met hom praat, en Dawid onthou, daar's 'n gebod gegee. Die draagbare moet so lank wees. Moet 'n spesifieke hout wees. En jy moet die leviete vat, en hulle moet saamtrek, en die volk moet saamtrek, en so gaan haal jy die ark van die Here. Dawid trek op, soos die ordes van God is, en hy gaan haal die ark, en hy bring hom terug in die laar, en hulle begin koordans, en hulle begin juig, en hulle is 'n oorwinning, weens die teenwoordigheid van die Here God. Luister wat sê die woord van God. Hy sê, al is jy ontrou,
Ek bly getrou. Wat beteken dit? Wat wil die Here vir ons sê? Wanneer hy sê, al is jy ontrou, ek bly getrou. Luister, wat sê die Here? Hy sê, ek het my woord en ek het my ordes gegee. Dit is die wet en die profete. Dit staan geskrywe. So is dit en dit sal nie anders wees nie. Ek bly getrou. Die Here God kan homself nie verloon nie. Dan dink die kerk van die Here of die kind van God op by jou huis of in jou binnekamer of in jou handelkry waarmee jy besig is. Ek gaan dit hierdie manier omdoen. En ek gaan die Here God van hemel en aarde bid en hy moet my seën. Nee, jy kan nie, want die Here gaan homself nie verloon nie. Dis die wet en die profete, is geskrywe en dit sal nie anders wees nie. Ek kan dit nie anders omdoen nie, want ek verdedig net die regsaak van die regverdige. Aan die regverdige bewys ek myself regverdig in jou regsaak en aan die goddelose bewys ek myself verkeerd, sê die woord van God. En dit laat ou nogal 'n bietjie dink wanneer jy stil raak en jy kyk daarna en dan besef ons, alright, wow, wat gaan aan? 2 Kronieke sê, as my volk hulle verootmoedig, van hoofstuk 6 sê, ek sal hom verootmoedig. Ek sal hom verootmoedig, as my volk oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig voor my, verneder voor my, hulle sonde bely, sal ek in die hemel hoor. Ek sal hulle sonde vergewe en ek sal hulle land herstel. Dan sê die woord van God, onderwerp jou aan die kragtige hand van die Here jou God. Onderwerp jou aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van jou af wegvlug. Onderwerp jou aan God se orde, aan sy orde onderwerp, sy gebod, wat die Here sê. Hy sê die vyand sal van jou wegvlug. Bybel sê verder, gee aan die vyand geen opening nie. Wat is die opening wat ons hom gee? Om buite God se ordes te handel, is waar die deur oopgemaak word, mense. Verstaan die woord van God. Hy sê, ek bly getrou, al is jy ontrou. Daar is die wet en die profete. Dit staan geskrywe, en ek sal dit nie anders te doen nie. Wanneer ek aan die ander kant ingaan, dan maak ek 'n deur vir die vyand oop. En dis wat die kerk doen. Ons doen hom ons manier, want is my dominasie, is my gebou, dis my kerk, dis my mense, is nie jou mense nie. Gaan kyk na die woord van God. Is die kerk van God en hy behoort aan die Here. Behoort aan die Here. Die Here kan nie buite sy verordening gaan nie. Hy gaan nie optree en antwoord buite die woord van God nie. Waarin is dit wat die kerk hom moet versoen? Waarin is dit wat die kerk van God hom dan sy sonde moet bely, gaan verootmoedig voor die Here? Gaan kyk hoe lyk die land, die beloofde land aan die kind van God gegee. Praat nie van Suid-Afrika nie, praat nie van Amerika nie, praat nie van die wêreld, hy praat van die kind van God, jou land. Jou gebied, wat ek aan jou beloof het, aan jou vaders, met 'n eed afgesweer. Dis die beloofde land waarvan ek praat. Wanneer neem ons daar die land terug in besit? En die Here wys uit die sonde, wat hang onder die kerk, wat hy wil hê jy moet bely. Want die woord van God sê die volgende, hy sê, en deur die reinheid van jou hande, kerk van God, luister mooi, deur die reinheid van jou hande sal selfs hy gered word wat nie onskuldig is nie. Ons gaan terug na Handelinge toe. Nêrens was daar gesê gaan en doen 'n lang gebed en 'n sondaarsgebed. Nee. Kom ek jou iets sê, wanneer die krag van die Here neerdaal, hierdie belofte krag tot verandering, wat die getuienis van God binne my is, wat deur my werke, prys die Here, is daar nie 'n lang gesprek nie, maar as 'n krag van God tot redding en dit verander in een oomblik. Dit verander in een oomblik. 1 aan 5000 man tot bekering, die kerk sukkel om 1 in te bring 'n maand. Pastor, daar's fout. Iets is kort, daar's 'n tekort. En die kerk hardloop verby hom van selfregverdiging en hoogmoed ingetree.
En selfregverdiging is 'n vernietigende, verwoestende vyand en is die moeilikste ding om van ontslae te raak, glo my. Ek het in 'n huis groot geword met selfregverdiging. 'n Vernietigende verwoester. Waar lê die eenheid? Die woord van God sê wanneer 2 en 3 in my naam vergader. En ek kan net ophou, pastoor. Ek kan net nie ophou as ons gesnap het wat ek gesê het. Wanneer 2 en 3 in my naam vergader. Van Psalm 133 skryf die volgende. Hy sê dit behaag die Here wanneer die broeders saamkom. Behaag hom is so salfolie wat afloop teen die baard van Aaron. O Here, mag hierdie woord insluit in elke hart, want ek het 'n verlange en ek het 'n begeerte na die volheid van die Here. Ek het 'n begeerte na hy skittingskrag, verandering, vernuwing, omkeer in een oomblik. Een oomblik. Ek het 'n verlange daarna. Dis die Here Jesus, hy red, hy genees, hy doop met sy gees. As die kerk kan terugkom in lyn met God se woord, gaan die vrees van die Here terugkom in die kerk. Die vrees van God wat buite kan staan. My naam word belasterende deur julle. Waarom, Here? Want dis Here, 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 Here. Die beeld is daar. Maar die krag van hierdie evangelie is verlore. Die krag van hierdie evangelie het die kerk van God verloor. Prys die Here. As iemand hierdie woord kan vat, salwing breek en die woord van waarheid maak vry. Dis nie almal nie, is iemand wat die woord gaan vat, wat die vrymaking van God gaan ontvang. Prys die Here. 'n Verlange na hierdie krag, want die beeld is daar, Stein. Die beeld is daar, maar die krag van hierdie evangelie, Gods manier, het die kerk verloor. Hy do it my way. En as ek na 1 Samuel 15 gaan kyk, sien ek 'n gevaar. Ek sien 'n gevaar wanneer ek my eie kop volg en nie God se wil doen nie. Ek sê vir die Here, ek weet beter. Die Bybel sê, is 'n gees van waarsêry. Is 'n gees van waarsêry. Jy is besig met afgoderry en beeldediens. Dit sê die woord van God. Nie ek nie. En die kerk sê, prys die Here. Ons sê die volheid van die Here. En ek sê, Vader, ek verstaan dit nie. Had 'n man uitgekom en gesê, ek is siek volgens die ordes van God. Niks het gebeur nie. Die Here sê dan, ek is geen mens dat ek sou lieg. Of 'n mens se kind dat dit my sou berang nie. Die beeld is daar, maar die krag daarvan is verloor. Because I will do it my way. Van ek soek naam, en ek wil my kerk se naam baie kry, dat ek geld kan kry. Ek soek die geld, ek soek die goud, ek soek die silwer. As die kerk die goud en die silwer kan weggooi, so die Here die opdrag gegee het, vat vir jou geen wees op hierdie pad saam nie. Hierdie evangelie is nie gegee om handel te dryf nie. En jy breek met die volheid van God, dan vra ek jou, wys my die werk en ek glo saam met jou. Want Jakobus 2 praat van die werke met die geloof toepas. Mense sê maar, die Here die prys betaal, wat se werke moet ek doen? Verstaan die woord reg. Kom ons gaan kyk 'n bietjie verder, wat is dit wat die volk van die Here, hy sê wanneer 2 en 3 in my naam vergader, en hy kom in eenheid saam, die kerk kom in verdeeldheid saam. Pastor, ek sukkel om manne by mekaar te kry op 'n berg. Ek sukkel om op 'n berg saam te kry, dat ons 'n bietjie eenheid kan vorm, Abba Vader kan behaag, because it's all about you and me. Gaan alles oor jou en my, ons wil dit hê, en dis in die Bybel, ek het 'n blymoedige gewer, liefde, is teenoorgestel as wat die kerk leef en preek. Heeltemal teenoorgestel. As iemand onder julle lei, laat hom bid. Nie as iemand lei, bestorm die kerk, en hierdie ou kry die asem onder al die ouens nie. Die woord sê, laat hom bid. As iemand om nie siek is, laat hom die onderlinge van die gemeente by mekaar loop, en luister mooi, dis wat ek wil opmaak. En die gebed van die geloof sal die kranke red, en al het hy self sonde gedoen, jy het nie nodig om hierdie lang gebed te doen, van die krag van God wat neerdaal, en daai lewe verander, sê vir hom alles, doen alles, in een oomblik.
waaroor die Here bekommerd is, pastor, luister mooi. Hy is regtig bekommerd hieroor. Dis al waaroor ek kan bid, dat hierdie mense weet, ek dink hulle raak al moeg vir my. Is nie dat ek ander boodskap het, ek kan vir jou baie gee deur God se genade. Maar wat vir my belangrik is om te luister, wat sê die Heilige Gees? Want hy deursien die dieptes van die hart van God en hy verkondig dit aan my en jou. En deur die Heilige Gees, so by the way, is ek en jy verseël tot die ewige lewe. Sonder hom kan ek die skopper teen sy prikkels, is daar niks vir my nie. Niks nie. Waarin, Here, waarin, jy haat jou broer. Jy haat jou broer. En die Bybel sê duidelik, weet jy nie, dat jy wat jou broer haat, 1 Johannes 3, jy wat jou broer haat, is 'n moordenaar. En jy wat 'n moordenaar is, sê die Bybel nie, dat geen moordenaar die koninkryk van God sal ingaan nie. Kan nie die koninkryk van God binne gaan nie. Daarom sê dit, Here, op ons straat het hy gepreek. Hy het gepreek op ons straat, hy was daar, ek was in die teenwoordigheid. Ek was daar, Here. In die naam het ek duiwels uitgedryf. Gaan weg, ek het jou nooit geken nie. Want dit gaan nie oor die goeie mens nie. Dit gaan nie oor die goeie mens nie. Dit gaan oor die woord van God wat sê, gehoorsaamheid is beter as offerande. As dit jou daar byval dat jou broer iets nie het, los jou offer. Gaan versoen jou met jou broeder, want jou liefde tot jou broer is jou liefde tot God. En in die eenheid daal die krag van God tot redding neer, nie in 'n verdeeldheid nie, en in eenheid gaan ons grondgebied terug in besit neem. In eenheid gaan die kerk terugvat wat die Here hom gegee het, baie lang terug, want die Here sê, ek is die een wat die kwaad hou nie, maar ek het berou en ek sal vergewe, en dit wat die trekspringhaan opgevreet het, sal ek kom en ek sal dit aan jou vergoed. Jy sien, die erns van die Here God, wanneer hy roep tot bekering, die erns van die Here God, wanneer hy roep tot broederliefde, en eenheid sien die erns, hy sê, ek sal jou vergoed, vir wat opgevreet was. Dis die woord van die Here. Dis die, los jou offer, gaan versoen jou met jou broer. As jy dink, hy het iets teen jou, van die eenheid is belangrik, dit behaag my, sê die Here, wanneer die broeders saamkom. Maar die kerk verdeeld en ons wil nie met mekaar mee, maar glorie, halleluja, almal preek herlewing. Ek het 'n verrassing en ek het 'n surprise. Herlewing gaan nie plaasvind voor die kerk sy eenheid en sy plek in Christus gevind het nie. It cannot happen, pastor. Dit kan nie gebeur nie. Die Here Jesus self sê dit. Kan nie gebeur nie. 2 gebooie. Die eerste gebod, die Here jou God moet jy lief hê. Met jou hele hart, jou hele krag en jou hele verstand. Amen. Tweede, gelyk aan dit, luister baie mooi. Tweede, gelyk aan dit, jou naaste soos jouself. Wie is jou naaste? Die Bybel beskryf dit, is die ou wat langs jou sit. Is jou boetie en sussie wat dieselfde Here Jesus aanroep as wat ek en jy aanroep? Dis jou naaste. Dis jou naaste. Jou naaste moet jy lief hê soos jouself. Want hoe kan jy sê ek het jou lief, maar my wat jy nooit gesien het nie, sê jy ek het lief. Die Bybel noem jou en die Here noem jou 'n leenaar. 'n Leenaar. Van die tweede gebod is, jy moet jou naaste lief hê soos Jesus. Jy moet jou naaste, tweede gelyk aan die eerste gebod, moet jou naaste lief hê soos jouself. Here, wat beteken dit? Het jy my lief? Ja, Here, ek het jou lief. Dan doen jy vir die Here jou God jou gesê het, en jy gaan en jy wees lief vir jou broer. Jy sê, my liefde tot my broer is die vervulling van die eerste gebod. Is die vervulling van die eerste gebod. En die kerk loop rond met bloed op sy hande. Abel slat vir Kain dood. En die Here sê, omgehou, ekskuus, Kain vir Abel. Hy sê dat die bloed van jou broer roep van die aarde na my. En dan sê die woord, ek gaan my oor dit wreek. Ons dien 'n God van liefde en barmhartigheid. Maar luister, jy moenie dwaal nie, sê die Here, ek laat my nie bespreek.
Ek laat my nie bespot nie. Ons dink omdat ons die kerk is, ons kan maak en die ordes van God chop and change. Soos wat ons dink ons kan nie. Kerk, dis hoekom ons sit waar ons sit. Dis waarom ons sit. Waar ons sit. Hou Judas het ook gesit aan die tafel. Judas het op duiwels uitgedryf, maar sy gedagtes en sy hart. Eina. Ek het my beste gegee, Here. Gaan die Here sê, gaan weg, ek het jou nooit geken nie. Want jou beste is nie goed genoeg nie, sê die Here. Abel en Kain se offers. Kain kom en hy gee sy beste wat hy het en die Here aanvaar dit nie. Abel gaan doen dit volgens die ordes van die Here. En toe hy dit doen ordelik, soos die Here dit beveel, toe word sy offer aanvaar. Dis welbehaaglik voor die Here God. Los jou offer, ek gaan versoen jou met jou broer. Wat doen ons? Ek los my broer en ek gaan aan met my offer en ek dink ek is die Here welbehaaglik. Nee, gehoorsaamheid is beter as offerande. Ek wil hê, jy moet jou gaan versoen met jou broer. Is die opdrag van die Here, jou God, want die eenheid lewe, die krag van God is daarom weggebere. Vergifnis, die liefde, die gesindheid, wie die Here is, word daarom weggebere. Manne kom deesdae en hulle reël hierdie groot saamtrek op stadions. En iets pla my rondom dit en pastor, ek weet nie wat my pla oor dit nie. Sê Here, hoekom pla mens? Is ek jaloers oor wat besig is om te gebeur? En die Here begin met my praat en wys my nie, is nie jaloesie nie, is omdat dit nie ordelik is nie. Here, wat is nie orde daarin nie? Want ek het nie gesê, kom by mekaar en loof en prys my nie. Jy sien, hulle kom by mekaar en ons loof en ons prys, want die Here moet ons land en ons stad herstel nie. Geluister na die opdrag van die Here. As my volk hulle verootmoedig, roep 'n vergadering saam, bring die kinders saam, gaan en sak en as, verneder jou voor die aangesig van die Here jou God. Bely jou sonde. Bely jou sonde, dan sal ek in die hemel. Prys die Here, jy sien, die krag en die antwoord kom in die ordes van God. Hy sê, want dan sal ek in die hemel hoor, en ek sal jou sonde vergewe, en jou land herstel. Wat staan tussen my en jou? Tussen ek en God? Hierdie sonde. Moet ek dan perfek wees? Nee, jy moet nie die ordes van God hou. Hy het my tot alles in staat gemaak. Ek kan dit doen aan my onperfektheid, met my fout en my sonde. Maar die moedswillige sonde, waarvan Dawid geskryf het, hou my daarvan weg, want dan sal ek vry wees van oordeel. Dan sal ek in die hemel hoor, en die krag van God sal neerdal. Jou offer behaag my nie, want ek het gesê, gaan en bely jou sonde. Ek het gesê, gaan versoen jou met jou broer. Ek het gesê, bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar dat julle gesond kan wees. Titus roep dit en hy sê, gaan vermaan en bestraf in alle erns. Dat hulle weer gesond kan word in die geloof. In die geloof. Wie verlang die volheid van die Here? Ek verlang dit, ek begeer dit. Ek staan eendag in 'n kerk en wil Jesus getuienis vertel. En ek haas my om af te sluit, want ons wil kyk, wat het die Here vir ons gestoor? Wat wil die Here doen? En ek gaan jou vertel hoekom dit in een oomblik met jou kan gebeur. Dit het al 'n paar keer met my gebeur. Ek het Rolien al 'n paar keer vertel. Ek kom uit my kamer en ek staan en ek is siek. Siel, gees, liggaam, pastor, ek is siek. Ek kan nie my arms oplig nie. Ek gesit in die kantoortjie voor, gooi net my arms op die tafel en ek sit. Man is besig om die bakkie te pak, ek moet gaan werk, ek het nie krag nie, ek is nie eens lus om te dink nie. Maar die Here maak my stil, want Job 33 leer die volgende. Siekte en droë naggesigte gebruik die Here om met die kind van God te praat. Hy maak jou stil, want hy moet met jou praat, want jy hart voor hom uit. En in een oomblik, terwyl ek stil raak en net aan niks anders dink nie,
begin die Gees van die Here met my praat en die Here gee my woord. En toe die Here vir my die woord gee, toe weet ek Here praat met my. En ek aanvaar wat die Here vir my sê, want ek tigtig die een wat ek lief het. En ek aanvaar die tigtiging van die Here. En toe ek kan aanvaar, mense, hoor hierdie woord vandag, die Here is getrou en hy is regverdig. Luister, jy doen dit God's way en die krag van God daal nou neer nie môre nie. En toe ek die woord aanvaar en in my hart opsluit, want die Here sê, ek ken die bedoeling van die Gees. En toe dit neerdaal in een oomblik vir 'n krag my en ek is gesond, siel, gees, liggaam. Ek spring daarop en ek kan bid, ek kan loof, ek kan prys en ek kan my werk gaan doen. Nie 2 maal nie, nie 3 maal nie. Doen dit ordelik soos die Here sê. En hy openbaar homself aan jou en ons sien die volheid van die Here. Ons sien die grootheid van die Here. En ons sien 'n sieloes inkom soos wat die Here ons voorgestuur het om te doen. Kom aan, loof, prys die Here. Daar's 'n paar goedjies wat ek wil bysê, maar ek gaan dit los vir 'n oomblik. En ek wil net pastor as dit reg is met jou, as ons net 'n lied of 2 kan sing. En net 'n oomblik vir die Here gee om in jou hart en in my hart te werk. Luister wat ek vir jou sê. Die teenwoordigheid van die Here kom deur sy ordes toe te pas. Dit kom deur dit te doen soos die Here dit beveel. En as jy weet in jou hart wragtig waar, ek skuld my broer, gaan maak reg, daar's verdeeldheid, daar's 'n verhindering. Whether we like it or not, daar's 'n verhindering. En ons loof en prys want ons in die volheid van die Here, kerk van God, kan die Here ons terugvat in Handelinge, laat ons werklik kan sien, wat is die volheid en die krag van God. Ek het al so moeg geword van mense wat praat, Nikkie van 'n Westhuizen, Nikkie van 'n Westhuizen, Nikkie, en is niks met my broer nie, niks nie, niks teen hom nie. Hoekom het hulle dit gehad en die kerk van God van vandag het dit nie? Sê die woord van God in Hebreërs 13:8, dat ek is en ek bly dieselfde, Jesus Christus, gister, vandag, môre, tot in alle ewigheid. 'n onveranderlike God, wat nie berou het oor enige van sy beloftes, wat hy gegee het in die kerk van God. Die geen berou nie, geen berou. Die fout lê by die kerk, nie by die Here nie. Die fout lê by die kerk, nie by die duiwel nie. Duiwel, en dis al wat ons doen. En die Here, maar as jy, dis die besluite wat ek en jy maak, wat ons skei van die volheid van die Here, van die grootheid van God, van die wonderwerk, wie hy werklik is. Dis wat ons beroof. Dis wat ons skei. Ordelik sê die Here, nie buite my woord nie. Ek bly getrou aan dit wat ek gesê het. Ek bly getrou aan dit wat ek gesê het, die wet en die profete. Die skrif is teen die muur en die klop is in die deur van jou hart, sê die Here. Die skrif is teen die muur en die Here klop aan die deur van die hart van die kerk en sê, wat is jou besluit? Omdat hierdie Here wat ons dien, is 'n perfekte God wat die dieptes van die hart van die mens ken. Dis die dader wat sal ingaan, is die dader wat sal ontvang, is die dader wat sal kan getuig. Loof die naam van die Here, kom ons staan op ons voete net vir so 'n oomblik. En daar wees wil ek jy maak net kontak met die Jesus. En net daar wees, maak net vir 'n oomblik kontak met die Here, sny jou af. Sny jou af, op die einde van die dag is die Here Jesus wat vir my en jou gesterf het. En as dit tyd is om vry te spreek, dan spreek jy vry. Dit is tyd om toe te laat, en die orde van God breek die band. En die ordes van God, om het te doen soos die Here sê, breek die bande, en die Here maak vry. En die Here maak vry. Kom na my toe, jy wat vermoeid en belas is, sê die woord, en ek sal jou rus gee. En ek sal jou vrede gee. En die kerk stap uit, want hy dink met vrede. Vrede beteken, ek los die probleem op. Ek herstel die saak, dis wat die woord van God sê. Dis die woord van die Here. Prys die Here, kom net vir 'n oomblik, net vir 'n oomblik. Kyk, kom sing. Net vir 'n oomblik, net vir 'n oomblik. Sluit jou af en maak dit vir 'n oomblik. Prys die Here. Hallelujah.
Abel, waar is jy? Wil die aangaan en die uitnodiging maak, uitnodiging doen almal wat van vorentoe kom. Is daar mensies, luister wat pastoor vra. As daar mense wat vanaand sê, Here, hier is ek. Ek meld aan. Ek is gereed. Ek het gehoor, ek wil sê, ons wil nie amen sê, ons wil sê, ons op die boodskap. Maar die Here het Abel gedeel, Here heeltemal op 'n ander manier, ek het vanoggend met Rolie gepraat, heeltemal op 'n ander manier met my gepraat, maar het steek oor een wat my motief gesê het en bedien het. Mense, ons kan nie meer kerk speel nie. Dis verby. Ons moet besigheid neem met die Here. Die pastoor wat wie gaan bid, is u vanaand uit die diepte van die hart sê, Here, ek meld aan. Ek is hier, ek is beskikbaar om gebruik te word. En jy wil die Here moet in jou hart en jou lewe iets doen. Wie vernuwing beteken eintlik, hy bring jou terug na die oorspronklike plek waar jy was. Ons kom hier agter op waar jy teruglei. Maar jy wil vanaand jou terugbring na die plek waar jy was. Die tyd wat jy saam met hom gespandeer het in gebed. Waar jy met hom verhouding gehad het, waar jy een was met hom. Dit en toe, Abel praat oor die upper room, ons is in upper room. Weet jy wat die geheim daar, die eenheid was daar? Maar jy weet dat die broers van Jesus wat op verwerp het in die begin is, die selfde boekamer gewees. Sy moeder was daar. Die disciples wat in mekaar op gestaan het en so baie geveg het, was daar gewees. En dan moes mekaar versoen, met mekaar regmaak, anders kon God nie sy gees uitstort en boven trek nie. Dis waar die eenheid gevorm het, toe hulle mekaar toe gaan en regmaak met mekaar vergewe en aanvaar, en die Here sy gees uitgestort op 120 hongersiele. Dis die verskil. Jy kan die jaar na jaar loop met 'n kratsie in jou binneste vir jou boetie teen jou boetie as te sien. Dit werk nie so. Dis is 'n kanker wat jou gaan opvreet te wenig. As jy nie gereg maak. En ek wil weer vra, as daar nog mense is wat vorentoe wil kom nou, as die pastoor, ek kom staan hier, ek wil opnuut my lewe aan Here toewy. Ek wil sê, Here sê, ek is beskikbaar. En jy wil vir Jesus net jou hele lewe gee. Hy soek nie 50% van jou nie. Hy soek nie 75%, hy soek nie 95% van jou nie, hy soek 100% van jou. En as jy sê vanaand met 'n opregte hart, ek is hier, kom staan hier voor. Ek wil nog mense, daar's nog mense wat wil kom. Daar's nog mense wat moet kom. Moenie skaam, moenie uitverloor op dit wat jy wil doen vanaand nie. Môre kan dit laat wees. Nou, vandag, op hierdie tyd, is die regte tyd. Daar's nog mense wat wil kom. Al wat ander jou mense, ek dink jy kan kom by die so voor vir my asseblief. Dr. Ben ook. Dr. Ben, kom help asseblief.